Watter stelling is korrek vir 'n sink-koper galvaniese sel wat onder standaard toestande werk? Die korrekte antwoord is D. Ons het 'n sink-kopersel, ook bekend as die klassieke Daniell-sel, en ons werk met tabel 4A. So, ons pyl moet afwys. Ons het sink en ons het koper, 2+. Ons pyl moet afwys. Met ander woorde, ons gaan begin met koperkatione wat gereduseer word tot koper en sinkmetaal wat geoksideer word tot sinkkatione. Vir die wat tabel 4B gebruik of IEB doen, hier's jou tabel. Ons werk met 'n sink-kopersel, ook bekend as die Daniell-sel, en ons weet die pyl moet boontoe wys. So ons het koper en ons het sink. Die pyl moet opwaarts wys, boontoe, B vir boontoe. Met ander woorde, ons gaan begin met sinkmetaal wat geoksideer word tot sinkkatione en ons begin met koperkatione wat gereduseer word tot kopermetaal. Nou kom ons evalueer ons opsies. A sê die konsentrasie van die sinkione in die sinkhalfsel neem geleidelik af. Nou, in die sinkhalfsel, wat gebeur? Sinkmetaal word geoksideer tot sinkkatione. So die konsentrasie van die sinkione in die sinkhalfsel neem geleidelik toe, nie af nie. So, stelling A is verkeerd. Opsie B. Die konsentrasie van die koperkatione in die koperhalfsel neem geleidelik toe. Nou wat gebeur? Koperkatione word gereduseer tot kopermetaal. Met ander woorde, daar is 'n afname in die koperkation konsentrasie, nie 'n toename nie. So neem toe is waar die probleem lê, so stelling B is verkeerd. Daardie konsentrasie neem geleidelik af, inderwaarheid. Opsie C. Negatiewe ione migreer vanaf die sinkhalfsel na die koperhalfsel. Nou weer eens, sink word geoksideer, daar's 'n opbou in positiewe sinkkatione. Om neutraliteit te verseker, gaan negatiewe nitraatione vanuit die soutbrug na die anode se kant toe migreer. Met ander woorde, as ons regtig hierna wil kyk, gaan negatiewe ione migreer vanaf die koperhalfsel na die sinkhalfsel via die soutbrug. So die rigting in hierdie geval is verkeerd om, en dis hoekom stelling C verkeerd is. En dit los ons met opsie D, die intensiteit van die kleur van die elektrolyt in die koperhalfsel neem geleidelik af. Nou, hierdie elektrolyt is blou as gevolg van die teenwoordigheid van koperkatione. Nou wat gebeur? Daar is 'n afname in koperkationkonsentrasie as gevolg van die reduksie van daardie koperkatione. En soos daar met ander woorde 'n afname is in die konsentrasie van die koperkatione, gaan dit beteken dat die intensiteit van die blou kleur geleidelik afneem. Die korrekte antwoord is dus D. Soos die koperkatione gereduseer word, neem die konsentrasie van die koperkatione in die koperhalfsel af en neem die intensiteit van die blou kleur van die elektrolyt geleidelik af.